Sewende Laan se betroubare kroegbestuurder Marco was 'n lekker ou waarop jy kon staatmaak om dinge met sy hande vir jou reg te maak. Deesdae is François Lensley die pligsgetroue Dr. Henry Lou op Binnelanders. As François nie op die TV-skerm is nie, is hy 'n ou wat altyd werk vir sy hande soek, om messe te maak om presies te wees. Ons het hom beter gaan leer ken. 1 Desember 1976 kyk François Lensley die wêreld vir die eerste keer in die oë. Op die klein dorpie Evander, waar hy groot word, speel hy vir ure buite. Sy pa was in die myn, ma 'n onderwyser. Aanvanklik sou hy 'n beroep in konstruksiebestuur najaag, maar die noodlot het anders besluit. Dekades later, vandag hier by Accolades Boutique Venue, ontmoet ek 'n man wat 'n baie lang pad gestap het sedert sy skooldae op 'n myndorp. Maar daai seun, sal jy vandag leer, is nog steeds binne hom. Frans, het jy regtig gedink jy gaan 'n akteur word? Glad nie. Was dit nie op die kaart vir jou nie? Nee, dit was nie eers op die tafel nie, never mind op die kaarte nie. Jy weet, ons het groot geword met die A-team en ons het dit gespeel in die tuin, want jy kon die mannetjies koop en dis wat ons gedoen het. En ja, ek weet nie, daar's seker maar iets daar wat vasgeslaan het of iets daarin. Vertel my 'n bietjie van ma en pa. Jy weet daai een onderwyseres wat jy graag weer sal wil sien van skool. Daai een. My ma is een van hulle. Sy's 'n baie formidabele vrou. Baie besig. Nou nog, so ek dink sy word 89 hierdie jaar. Koppie is nog heeltemal wakker. Lyfie sukkel nou bietjie om by te bly, maar ja, sy's wonderlik. En jou pa? Pa het by die myn gewerk, by 'n afdeling met die naam van Loss Control. En jou pa is kort na skool, is hy oorlede? Dit was so 'n paar maande voor ek 21 geword het, wat nogal hartseer was vir my. Jy weet, jy kom goed oor die weg met jou ouers en ek het 'n baie goeie verhouding met hulle albei gehad. Pa was maar 'n moeilike ou en baie perfeksionisties en alles moet reg wees. En hy was baie konservatief. Ek dink nie ek het hom glad nie in my hele lewe in 'n kortbroek gesien nie. Nooit. Langbroek, leerskoene. Nee, dit moet reg wees. En nou is ek amper erger as hy. Waarvoor ek baie, baie dankbaar is, maar dit sou lekker gewees het om nog van hom te leer. As jy nie weet nie, vra. Ons werk met mense se lewens, besef dit. Hoe het jy op TV beland? Het is nogal 'n lang storie. Ek was in die koshuis op universiteit in my tweede jaar en baie mense kom gewoonlik koshuis toe vir goedkoop arbeid wel in daai tyd en jy weet, studente sal enigiets doen vir 'n geldjie en dit was ook net toe selfone uitgekom het. Ek dink dit was hier so 93, 94, maar okay, dit was toe nou 'n funksie vir Vodacom. En dit was net borde op en aftel en optel en drankies uit. En so dit is nou nie, maar dit was 'n geldjie vir die aand. En 'n vrou het my daar genader en sy het vir my gesê, "Wie's jy en wat doen jy en hoekom is jy hier?" En dis dit so 'n bietjie, "Okay, Tannie." En toe sê sy vir my, "Jesus, maar jy moet regtig daaraan dink om modelwerk te doen." Ek weet nie, sy maar gedink daar's iets, maar dan toe sê ek vir modelwerk, "Weet jy waar's Evander, Tannie?" Ek is dalk nie vir my nie. Maar ek het toe nou vir haar die koshuis se telefoonnommer gegee. En sy het my geneel. En eventually toe sê ek net vir haar, "Okay, ek het nou nie fancy klere nie. Wat wil jy hê van my dat jy my net ophou bel?" Dis sê nee, sy sê my sommer eendag kom haal en dit en dat. Hulle wil net 'n paar foto's neem en ag ja, ek dink dit was 2 of 3 maande toe doen ek my eerste advertensie. Uiteindelik by 'n goeie agentskap uitgekom en hulle het op Sewende Laan het iemand gesoek wat Zulu kan praat en toe bel my agentskap my toe sê hulle, "Ja, hulle was mal oor jou audisie, maar jy's dalk 'n bietjie jonk vir die karakter." Dus ek sê, "Okay man, gaan nou maar aan." En ek dink 2 of 3 maande later toe sê hulle, "Nee, hulle het so baie van die audisie gehou, hulle het vir my 'n karakter geskep." En ja, dis Marco gewees in 2003. Goeie genigtig. Dis omtrent 'n mond vol. Ja, miskien wou jy het gevra. Ja, ek het gevra. Sewende Laan was super gewild. Hoe het daai roem jou beïnvloed? Ja, ek weet nie of beïnvloed die regte woord is, meer geaffekteer. Ja. Nee, dis baie vreemd, jy weet, veral as jy van 'n klein dorpie afkom, jy weet, mense begin jou vreemde mense begin jou herken in die publiek maar daar's voordele. Ja, jy staan byvoorbeeld nie te lank in die ry in die bank nie. Hoe lyk dit met 'n bottel champagne? Gedurende die byna 20 jaar op Sewende Laan se stel, word hy gewoond aan die lewe op 'n sepiestel, voor die pad tot 'n einde kom.
Later slaan hy weer 'n rol op binnelanders los. Ek voorsien nie verdere probleme nie. Dis goeie nuus. Die dag voor ek begin skiet het, moes ek ingaan vir 'n vergadering met die vervaardigers en al die regisseurs daar, dan gesels hulle met jou oor jou karakter en wat hulle verwag van die karakter en dan het ek die dag my tekste opgetel. Ek het huis toe gegaan, ek is toe terug in my werkswinkel en ek werk 'n bietjie en so hier 3:00 die middag toe dog ek, ou, jy moet dalk net gaan kyk wat jy môre sê. Pak toe op, was my hande en ek is terug in. Ewe skielik hier is hierdie mediese terme. Nou gaan ek, okay, wag, ons maar bietjie sit. En jy weet, jou brein raak fiks en jy leer woorde vinniger, maar as jy dit nou vir 'n ruk nie gedoen het nie, ek sou vir jou sê, dit het my 10 keer langer gevat. En my karakter is obviously 'n slim ou en hy's 'n dokter, so jy kan nie hakel en stotter oor mediese terme nie, dan lyk jy net soos 'n bokkie in kopligte. Ja. So ja, daar is maar 'n bietjie voorbereiding betrokke daarbey. Gedurende COVID durf hy die stokperdjie van mesmaak uit Damascus staal aan en sonder dat hy dit beplan, word 'n nuwe besigheid gebore. Waar het dit als begin? Hoe het jy op messemakery afgekom? Ek was maar nog altyd in die werkswinkel, ek het daarvan gehou om goed met my hande te doen en ek dink ek is redelik goed daarmee, ek het groot geword. Ek dink ek het my eerste mes in die laerskool gemaak, ek dink dit was graad 1 of graad 2, toe het ek 'n mes gemaak uit 'n grasnierlem. Ek sal dit nie eintlik 'n mes noem nie, maar dit was seker die eerste keer wat ek gedink het, okay, ek wil probeer om 'n mes te maak. So gedurende die Grendeltydperk of lockdown in COVID het almal redelik baie tyd gehad. Maar op 'n stadium het ek gedink ek wil baie graag Damascus staal maak met die hand. Hier's 'n ou in my area wat 'n aanbeeld en 'n hoogoond het en ek het hom gebel en gesê, "Jy's kan ek bietjie kom speel, as jy bang vir siek word." Toe sê hy, "Nee, kom." En ja, toe het ek dit gedoen. Toe moes ek maar 'n plan maak om die potjie te krap. En ek het die Serbian cleavers, ek weet nie of jy dit al gesien het nie. Dis hierdie is die mes wat alles begin het. Dit is een van die lekkerste stukke gereedskap wat jy in jou lewe sal kry. Ek wil nou nie soos 'n Verimaak. Maar laat dit soos 'n Verimaak advertensie gaan. Ja, ys baie skerp, wees maar versigtig. Ek het hulle gesien en ek het gedink, ja, dis 'n lekker stukkie gereedskap vir die braai of vir die kombuis. Ek gaan nou nie een koop nie, ek wil vir myself een maak en ek het 2 van hulle gemaak uit 'n ou rolsaaglem. En dit was 2 weke, toe is 2 van my pelle hier weg, elkeen met een. En ek het dit op sosiale media gesit en gesê, "Ken julle hierdie ding? Ja, wat 'n lekker mes vir om die braai of in die kombuis en vat jy bestellings?" Ek sê, "Ja, ek doen." Nou doen ek. Ja, en die res is geskiedenis. Daar was ouens in Germiston, Ellen en Etienne van Reisburg. Ons het ongelukkig vir Etienne laas jaar verloor. Die dag na ek gehoor het my kontrak is nie hernie nie, toe is ek dadelik na hulle werkswinkel toe, ek het hulle gebel en gesê, "Kan ek bietjie kom kyk, kan ek kom leer?" Sê hulle kom en ek was so 4 of 5 dae daar in 'n ry en hulle vra toe vir my, "Hoorie, maar ry jy elke keer deur?" Ek sê, "Ja, wat moet ek doen? Ek moet op 'n manier vinnig baie leer en baie mooi baie regkom." En elke keer hulle het vir my middagete aangebied en my regtig onder hulle vlerk geneem en ek was seker omtrent 4 of 5 dae daar en elke keer dan vra ek vir hulle, "Hoor, kan ek nie bydra vir die kos of vir die gas of iets vir die werkswinkel?" Nee, kom net en kom leer. En ek was seker omtrent 4 of 5 dae daar. En toe sê hulle, "Hoorie, maar voor ons nou vandag begin werk, ons wil gou met jou gesels." En ek dink, okay, hier kom die rekening. En hulle sê toe vir my, "Maar weet ons het jou nou 'n bietjie dopgehou en dit lyk asof jy gereedskap verstaan en ons wil graag vir jou 'n bietjie gereedskap gee. R20,000 se goed." Ja, dit was dit slaan nog hard. Dis waar dit begin het en ek moes maar net leer en aangaan. Is daar 'n gunsteling mes wat jy die meeste geniet om te maak? 'n Mooi een. Ja, wel, hou die blinkkant bo, die skerpkant bo. Die skerpkant bo. Of hy nou met sy hande werk, sy innemende glimlag, CP-akteur, regisseur, selfs 'n mesmaker. Een ding is verseker, François Lensley maak sy merk en doen 'n ding ordentlik. Altyd so nederig en vriendelik. Vandag was 'n voorreg.